Goeiemôre geliefdes. Baie welkom aan elkeen van ons wat hier vandag saam vergader in die huis van die Here. Geliefdes, ons is nog steeds in die boek van Efesiërs, want ons is nog steeds besig met ons preekreeks, werklik kerklik. Efesiërs 4 is die hoofstuk waarna ons vanoggend kyk, en as julle nou Efesiërs ken, dan sal julle weet, ons is nou hoofstuk 4 besig, en dan kom hoofstuk 5 en dan hoofstuk 6. So ons het nog so 4, dalk 6 weke van die preekreeks nodig, om daadwerklik deur die boek te gaan. Maar vanoggend fokus ons op hoofstuk 4, vers 1 tot 16, en ons fokusvers is vers 13. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daartoe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is genadegawes gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogtes opgevaar het, het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eens neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en as valse leraars ons met hulle slinkshede en ligsinnigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Net tot daar. Ons fokusvers, vers 13. So sal ons uiteindelik almal kom tot werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dis deel van ons preekreeks, werklik kerklik, en die tema van vanoggend se preek. Geestelike kinderagtigheid het nie 'n plek in die kerkbanke of op die kerkperseel nie. Ook nie in die liggaam van Christus nie. Christus, verbeel jouself 'n toneel. Hê nou in jou gedagtes 'n denkbeeldige toneel. En in hierdie toneel is dit kinders wat op 'n speelgrond rondhardloop en speel. Daar's ons kinders wat rondhardloop en skree, lag, 'n bal skop, hulle speel saam. Dis lekker, dis pret. Dit klink amper asof dit geniet kan word. Dis lekker. Maak nie saak of dit nou 'n kleuterskool of 'n laerskool is of 'n hoërskool nie. Hoërskool is 'n bietjie moeiliker want die meeste kinders daar is 'n bietjie meer volwasse en daar sal hier en daar iemand wees wat rugby speel of die dogters wat netbal speel. Maar as ons dink aan die klein kindertjies, dan is daar opgewondenheid, 'n vreugde in hulle.
Hulle hardloop rond en lag en speel. Nou stel jou voor op hierdie terrein waaraan jy nou dink. Is daar nou 'n kind of 'n groep kinders wat hulle self nou wip, as 'n mens dit nou so platvloers kan stel. Hulle word kwaad. Hulle trek hulle stert in 'n krul, hulle gooi die bal een kant toe en stap weg. En dan kort voor lang val hulle oor 'n dik lip, want hulle is nou dikmond. Ons sien hierin iets van wat kinders doen. Kinderagtigheid. Ek is kwaad vir my maatjies, ag hulle is sommer maar net dom. Ek wil niks te doen hê met hulle nie. Dan kort voor lang hoor ons 'n kreet op die speelgrond wat sê, los my uit. Ek wil niks met julle te doen hê nie. Los my net uit, ek gaan nie meer saam met julle speel nie. Hierdie is die tipe gedrag wat ons by kinders sien. Nie by volwassenes nie. Of ons behoort dit nie by volwassenes te sien nie. En dit stel vir ons duidelik hoe ons ook optree. Want partykeer in 'n vergadering maak ons 'n voorstel en die voorstel word om dit geseil. En dan word iemand anders se voorstel eerder aanvaar en dink jy, niemand hou van my voorstel nie. Miskien is daar gevra deur die jare vir baie jare. Sal jy asseblief vir ons 'n aartappelslaai of 'n aartappel gereg maak? En hierdie jaar word dit nie gevra nie, want dit word vir iemand anders gevra, want ons het gehoor hulle maak lekker noedelslaai. En kort voor lank dan hoor ons in 'n gefluistering, in 'n geskinnering, dat ek gaan nie meer help by die kerk nie, want word nie weer my gevra nie. Ek klaar. Ek kan nie meer van hierdie maatjies nie. Spreekwoordelik wip ons onsself, ons val ons arms en ons gaan sit ergens waar ons die gordyne van selfbejammering toetrek om ons. Is dit werklik die optrede wat ons moet sien tussen gelowiges? Dis die kinders van God. Mense wat hulle self Christene noem. Volgelinge van Christus. En vanoggend word ons herinner weer eens aan hoe ons eintlik moet optree, hoe dit werklik moet wees. Dat ons in onsself moet besef dat ons maak goeie planne, maar dalk is daar iemand wat 'n beter toevoeging daarbey het. Dalk is daar iemand wat 'n beter voorstel maak om prakties dit uit te leef. Iemand anders moet dalk ook betrek word. Iemand anders moet dalk ook iets inset hê of insaai hê. En daarom hierdie keer maak jy nie die aartappel gereg nie. Dis 'n baie menslike voorbeeld, maar dis 'n baie praktiese voorbeeld. Almal het gawes en almal moet hulle gawes uitoefen. Almal is geroep tot 'n sekere rol, tot 'n sekere funksie in die liggaam van Christus. En daarom moet ons nie aanstoot neem wanneer hierdie keer nie vir ons gevra word nie. Sodat ons uiteindelik elkeen kan betrokke wees by die opbou van die liggaam. Sodat elkeen van ons betrokke kan wees by die groei. Wat daar nie net in my eie geloofslewe plaasvind nie, maar ook in my medegelowiges sin. So wanneer ons dan soek na 'n rede, ek gaan nie meer help nie, ek gaan nie meer betrokke wees nie, hulle het nie gehou van die tafeldoeke nie, dan is ons besig om kinderlik te wees. Maar geliefdes, ons het 'n troos. Ons is menslik. Dit gebeur. Paulus het ook gesukkel met die gemeente in Efese, want op die speelgrond waar hulle was, is daar mense wat gesê het, maar ek is beter. Ek is in 'n hoë klas as jy. Jy's 'n slaaf, jy werk op die lande, maar ek het aansien in die gemeenskap. So ek is beter as jy. So Paulus het ook gewerk met hierdie mense, so as daai persoon wat sê ek is beter as jy, nou gevra word om iets nie te doen nie, en die slaaf word gevra, dan sal ons baie vinnig sê, nee, maar ek is nou klaar met die kerk. Dit is nou verby. En ons sien ook later in ons reeks, oor 'n paar weke, gaan ons praat oor juis hierdie gedagte. Waar hulle nie vir mekaar gewag het nie met mekaar meegeleef het nie, en hooghartig was. En dan sê Paulus baie vinnig en baie ferm in vers 1 vir hulle,
wees beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Ons kan nogal sien hoe Paulus hierdie kwaai, amper pa figuur dit sou sê vir die gemeente. Wees beskeie, wees vriendelik. Met wat hy hier sê is, dit is kenmerke van wat behoort te gebeur in die gemeente. Wat behoort plaas te vind tussen medegelowiges. Wees beskeie met die bedoeling dat moenie van jou eie vermoë meer dink as wat daar nodig is nie. Ek dink dat ek beter is as iemand anders omdat ek dit kan doen nie. Daarom is dit nodig dat ander mense ook betrek word. Wees beskeie oor jou eie vermoë. Wees beskeie oor dit wat jy doen in die gemeente en in die gemeenskap. Moenie dit soos die fariseërs op straathoeke verkondig, sodat jy nou al jou loon kan kry nie. Geliefdes, en dis baie belangrik dat ons met 'n gedagte hou, elkeen van ons, predikant, ouderling, diaken en elke lidmaat, staan skuldig hiervoor. Ons moet beskeie wees. En terwyl ons beskeie moet wees en nie in ons eie vermoë so groot moet maak dat dit lyk of ons die beste is nie, moet ons ook vriendelik wees teenoor die persoon wat wel gevra word om iets te doen. Ja, daar word nie nou vir my gevra om die aardappel gereg te maak nie, maar ek gaan nog steeds vriendelik wees teenoor die persoon wat die noedelslaai maak. Ek gaan beskeie wees oor dit wat ek kan doen, en ek weet ek doen dit goed, en ek doen dit nou al jare vir die wintersmark, maar dis oukei, want ek sal vriendelik wees teenoor die ander persoon wat nou gevra word om so te doen. Vriendelikheid. Nie bloot 'n oppervlakkige, ag dis oukei, ek sal hulle nog steeds groet nie. Maar dat daadwerklike, soos wat dit nog altyd was met mekaar. En vanuit hierdie vriendelikheid uit, gebruik Paulus die woord wat eintlik bedoel word as sagmoedig. So in plaas daarvan om te sê beskeie en vriendelik, sou sagmoedig 'n alternatiewe ook goeie vertaling wees. Wees sagmoedig met daardie mense. Moet nou nie kwaad wees of opvleend wees nie. Wees sagmoedig. Vra vir hulle, kan ek vir jou 'n botteltjie tomatiesous bring vir die slaai? Wat ook al die mense noedelslaai sit. Uiteindelik gaan hierdie vriendelikheid oorvloei in langmoedigheid en geduld. Geliefdes, ek hoop elkeen van ons kan besef, daar is ons 'n pad van heiligmaking wat Paulus eintlik ook hier probeer verduidelik. Ons is dan vriendelik en langmoedig, geduldig met die gemeenskap, geduldig met mekaar. Ons is langmoedig. En dis die eerste keer dat ons hoor van langmoedigheid in die skrif nie, want ons hoor dit al reeds in Eksodus 36, waar die Here langmoedig was met die volk. Maar ons lees ook daarvan in die 10 gebooie, waar ons sien onder die 5de gebod dat ons moet eer jou vader en moeder. Nou dit klink vreemd, maar ons bely saam in die Heidelbergse Katekismus Sondag 39 vraag en antwoord 104. Ons het ons aan hulle goeie leerentug onderwerp wees met die nodige gehoorsaamheid wat ons hulle verskuldig is. En dan die belangrike deel. Ook moet ek met hulle gebreke, dit wat hulle tekort het, geduld hê. Omdat God ons deur hulle ook wil regeer. Nou hier gebruik hy die beginsel op gesag, en ons vader en ons moeder, maar die beginsel kan ons ook toepas in gemeente wees. Ook iets waarvan Dawid skryf in Psalm 103. Deur ons beskeie optrede, ons vriendelike en sagmoedige benadering en ons lankmoedigheid, volg daar uiteindelik verdraagsaamheid. Nie net ek verdra jou omdat ek moet en ons is in dieselfde kerk en dieselfde dorp en ons bank by dieselfde bank, so ons sien mekaar aan die einde van die maand daar nie. Maar dis daadwerklike omgee verdra. Nie net 'n verdra in die platvloerse vorm van die woord nie, maar diep omgee. En beslis kan ek en jy dit nie uit onsself doen nie. Want ons sukkel met hierdie kenmerke van 'n gelowige. Ons sukkel om dit daadwerklik elke dag uit te leef. En daarom,
was God genadig genoeg om vir ons ook die Heilige Gees te gee, wat in ons woon, sodat ons vriendelik met mekaar kan wees, sodat ons sagmoedig met mekaar kan wees, lankmoedig in situasies, en uiteindelik verdraagsaam. Maar geliefdes, die belangrikste ding nou om te besef is, dat ons moenie dit net verdra, enigiets verdra nie. Ons moet dit nie net verdra wanneer sonde daar is nie. Dis iets heeltemal anders. Paulus praat nou hier van verdra mekaar in die gemeenskap van gelowiges. So ons het nog steeds sonde haat. Ons het nog steeds kwaad word oor die dinge waaroor God kwaad word. Maar hier in die gemeenskap van gelowiges, waar ons prakties werk en doen, het ons nodig om vriendelik, beskeie, sagmoedig, verdraagsaam en geduldig te wees. Nou, hoe doen ons dit? Ons doen dit wanneer ons meer leer oor die wil van God. Meer leer, maar hoe? God die Vader gee vir ons die evangelie. Op watter manier gee hy dit vir ons? Hy gee dit vir ons in die skrif, in die skepping, soos wat ons saam bely in die Heidelbergse Katekismus. Maar saam met dit gee hy nog ook addisionele gawes. En dit is so mooi om te besef wanneer hy hierdie voorbeeld gebruik, want hy praat van die mense waar hy opgevaar het, die wat nou die kruisgevangenes geword het. So in die Ou Testament en in die Nuwe Testament 'n bietjie minder as in die Ou Testament, het ons gesien dat as iemand oorlog voer teenoor iemand anders, dan neem hy daai mense baie keer as slawe vir homself, of hy vat, daar's baie byt wat gevat word. En soos wat die koning dan terugkom by sy eie mense en sy eie volk en sy eie land, dan gee hy hierdie besittings van die ander mense vir sy mense. En hy sê, dis joune nou. Dis joune nou. En wonderlik is dit nie ook in ons eie lewe, met die oorwinning wat Christus behaal het, deel hy ook uiteindelik die gawes uit, sonder dat ons dit verdien. En dit echo ook so mooi in Romeine 10 vers 15 met die gedagte dat ons regverdig is voor God, deel gemaak word. Ons staan nie een kant alleen en daar moet jy sukkel met jou eie aartappel slaai nie, maar ons is deel van die gemeente, deel van 'n groter geheel. Ons hoef nie self verder te sukkel nie. Ons het mense wat ons kan help en ondersteun. En dit begin by die rolspelers. En dan noem hy 5 rolspelers, waarvan 2 by mekaar gegroepeer kan word. Apostels, evangeliste, mense wat amptenare is, daadwerklike afgevaardigdes is van God, wat die evangelie, hierdie goeie boodskap van regverdigmaking, deel maak, uitdra aan mense om hulle. Verder ook die profete, leraars en herders. Die profete was in die Ou Testament mense wat deur God gestuur word om sy wil bekend te maak. Ons 'n klomp van hulle in die Ou Testament. Klein profete en die groot profete. Jeremia, Jesaja, die lys gaan aan. Ons sien wel nie die Here doen dit vandag nog, waar hy mense een of ander groot visioen laat sien en dan moet hulle nou op 'n veldtog gaan na 'n ver land toe om daar mense tot bekering te bring. Dis nie hoe dit werk in die profetiese aspek nie. Maar hoe dit werk is dan die leraars en herders, waar die Here iemand roep om te gaan woon en werk en deel te wees en teenwoordig te wees by die gemeenskap van gelowiges. Nie iemand wat in Potchefstroom bly en hier bedien nie, maar hier saam kan wees. En die Here gebruik hierdie ampte, hierdie gawes wat gegee word tot opbou van die gemeenskap van gelowiges, sodat geleer kan word oor beskeiheid, oor sagmoedigheid, oor geduld, oor vriendelikheid. Juist sodat elkeen van ons wat lidmate is, ongeag ons amp, dat ons daar waar ons woon en werk, dit kan toepas ook. So dit kom van die Here af, dis hier in die gemeente, en van hier af kring dit uit na buite toe. Wat is dit wat uitkring? Vriendelikheid. Beskeiheid. Ons is beskeie. Geduld. Lankmoedigheid en verdraagsaamheid. Hoe word ons dit geleer? Deur die prediking, deur Bybelstudies,
daar waar ons by die gemeente se Bybelstudie betrokke is, daar waar ons by klein groepbediening betrokke is, daar waar ons in gesprekke is met medegelowiges. Wanneer ons koffie drink. Daar is ook iets anders wat ons in gedagte moet hou. Ons moet sigbaar wees, sodat Christus gekenmerk kan word. Want ons lees ook in die skrif, in Romeine 10, hoe soet is die voetstappe van die een wat die evangelie bring, die goeie boodskap bring. So wanneer ons sigbaar is in die gemeente en in die gemeenskap, dan is dit ook aanneemlik. Dit is mooi, wanneer ons die evangelie deur woord en daad verkondig. Maar, voordat ons dit kan verkondig, moet ons eers seker wees van ons fondasie. En wat is ons fondasie? Een liggaam, een gees, een hoop, een geloof, een doop en een God en Vader vir ons almal. Dit is wat die doel is van hierdie evangeliste, die apostel, die leraar, die herder, die profeet. Om ons fondasie reg te stel, sodat ons van daar af kan uitgaan, verkondig en sigbaar wees, dat die voetstappe kan gehoor word. Dit is so belangrik, want ons sien ook in die teks wat ons saam gelees het, dat Paulus praat van dwaalleraars, mense wat valshede verkondig. En daarom is dit nodig dat ons fondasie hard, goed, diep gevorm is in Christus. En dis hoekom hy ook laasweek gepraat het daaroor, gewortel en gegrondves. Een in liggaam, ons is een saam, elkeen individueel, maar ons is een saam onder die leiding van Christus. Een gees. Met ander woorde, daar sal nie verdeeldheid te wees nie, of daar behoort nie verdeeldheid te wees onder gelowiges nie. Onder kinders van God wat saam bely, daar's een God, een koning, een heerser wat ons lei. En daar's net een hoop wat Christus is. Daar's nie een of ander profeet in hierdie wêreld nie. Daar is nie een of ander afgod wat aanbid moet word nie, waarop ons hoop moet plaas nie, maar is net Christus. Op hom plaas ons hoop. Daar's net een hoop. En so kry ons dan deel aan een geloof. Nie klomp gelowe nie, een geloof. Ons kan nie sê ander wat nie glo in Christus gaan ook hemel toe gaan nie, want dit is nie waar nie. Daar's een geloof. Dit is die geloof in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit lei ons dan uiteindelik om te kan bely, daar's een God en Vader vir ons elkeen. Geliefdes, hoekom is dit belangrik om hierdie eienskappe te leef? Hoekom is dit belangrik om hierdie eienskappe geleer te word? Sodat ons ambassadeurs kan wees van God. Hy het ons buitendien gemaak as sy verteenwoordiger in Genesis 1, of in Genesis waar ons saam lees daarvan. Hy het ons gemaak as sy verteenwoordiger op aarde. Daarom moet ons geleer word ook hoe om hierdie gawes te gebruik. Daar waar ek werk. Daar waar ek besig is by die aftreeoord. Daar waar ek betrokke is by mense. Ons elkeen se werksplek lyk anderster. En juist daar moet ons sigbaar wees. In vriendelikheid, sagmoedigheid, verdraagsaamheid en geduld. Want God het dit eerste vir ons geleer. En daarom kan ons dit nou verder gaan verkondig en leer. God het vir ons 'n profeet gestuur, om vir ons te sê wat gaan gebeur, wanneer ons nie na sy wil luister nie. God het vir ons 'n leraar gestuur, 'n herder gestuur, wat by ons woon en bly. Dit is wat ook sy naam beteken, Immanuel, God met ons. Hoe wonderlik is dit, dat God sulke voorsiening maak vir my en jou nie. Daar's 'n herder en leraar wat by ons is, ons lei en bemoedig, vertroos, versterk. Ons is nie kinders wat op 'n speelgrond kinderagtig is nie. Ons is volwasse.
Volwassenes wat op kerkgronde die gemeenskap van God, die gemeente moet verteenwoordig. Laat ons dan nie ongelukkig word oor my planne wat nie goedgekeur word op die kerkraad of in 'n bestuursvergadering nie. Laat ek nie moedeloos word en hartseer word dat ek nie weer gevra word om pannekoek te maak vir 'n wintersmark nie. Laat ek nie ontsteld word omdat ek iets wil doen en ander sien dit nie raak nie. Want almal moet deel kan hê in die gemeenskap van gelowiges. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar, sodat ander God ook deur ons kan sien, hier waar ons geplant is in Vogwel. Amen.